los. Here Jesus, maak my los. Maak my los van die wêreld en die mens. Maak my vas, Here Jesus, maak my vas. Maak my vas aan die genade troon. Oh, halleluja, 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 praise my naam. Oh, halleluja, halleluja, oh, halleluja, maak my vas. Oh ja, maak my los, Here Jesus, maak my los. Maak my los van die wêreld en die mens. Maak my vas, Here Jesus, maak my vas. Maak my vas aan die genade troon. Oh, halleluja, 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 maak my vas. Oh, halleluja, halleluja, oh, halleluja, maak my vas. Ja, maak my vas, Here Jesus, maak my los. Maak my los van die wêreld en die mens. Oh, maak my vas, Here Jesus, maak my vas. Maak my vas aan die genade troon. Oh, halleluja, 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 maak my vas. Oh, halleluja, halleluja, oh, halleluja, maak my vas. Ja, maak my los, Here Jesus, maak my los. Maak my los van die wêreld en die mens. Maak my vas, Here Jesus, maak my vas. Maak my vas aan die genade troon. Halleluja, 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 maak my vas. Oh, halleluja, halleluja, oh, halleluja, maak my vas. Oh, ja, maak my los, Here Jesus, maak my los. Maak my los van die wêreld en die mens. Maak my vas, Here Jesus, maak my vas. Maak my vas aan die genade troon. Oh, halleluja, halleluja, oh, halleluja, maak my vas. Oh, halleluja, halleluja, oh, halleluja, maak my vas. Halleluja, 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 dankie Here Jesus. Prys die Here. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Baie, baie dankie sê Here Jesus, dat U die deur tot die Vader is. Baie, baie dankie sê, dat ons weet, sover het ons saligheid aangaan en die ewige lewe, is U die voorloper. U is die eersteling, U is die eerste in alles. En daarom eer ons U dat ons het nie nodig om te wandel en ons weet nie waarheen ons gaan. Here, omdat U die voorloper is, loop ons agterna. Dis waarom U gesê het, as iemand my wil volg, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my elke dag volg, dan sal hy waarlik my disipel wees. Ons oë gefestig op Jesus, dat ons nie nodig om bekommerd te wees, sover die weg na die ewigheid aangaan nie. Baie, baie dankie Here, dat ons U kan volg, en wat belangrik is, dat ons U in die voetstappe volg, want dit is wat die woord van die Here ook vir ons sê. En ons wil U eer in hierdie dag, dat ons deur U bloed waardig geag kan word, om dit te doen wat U gedoen het,
deur ons te verloon, self te verloon, ons kruis op te neem en U te volg. Halleluja. Wat 'n wonderlike voorreg, Here. Is waarom die woord sê, dat U sal altyd by ons wees. Solank as wat ons volg, is hy altyd daar, want U is die voorloper, U is voor. Ons loop net agterna, en dit maak dat U met ons is. Maar o, Here Jesus, as ons ophou volg, dan sal ons alleen gelaat word. Gee net groot genade, dat ons sal bly om U in waarheid en in gees te volg, sodat U verheerlik kan word en ons prys U. So wil ons bid, Here Jesus, dat U in hierdie oomblikke met ons sal wees. Ons dank U dat ons weer na die woord van die Here kan luister. En ons is so baie, baie dankbaar, omdat ons weet dat die Heilige Gees is die leermeester, wat ons sal leer en lei in die hele waarheid, sodat ons ten volle kan verstaan wat die wil van die Vader is. U raadsbesluite, o Vader. Ja, halleluja. Dit wat U van ons verlang, is vir ons opgeskrywe in die woord. En laat ons dat daarin sal wandel. En ons weet, dit sal met ons goed gaan. Baie, baie dankie, Here, dat U elke oor bestryk met U bloed, sodat hulle kan luister na die woord van die waarheid, en dat die waarheid alleen ingang sal vind in elke lewe, sodat hulle kan staan en bly in die dag van onheil. Here, baie dankie, dat U so wonderbaarlik is en so groot is, dat U ons in elke saak bystaan. Verheerlik U daarin, Here, dat ons sal verstaan wat U woord sê, en kan sien met verligte oë, en om te kan verstaan wat die woord van die Here vir ons sê. Baie dankie, dat elkeen wat 'n oor het kan hoor, wat die Gees aan die gemeente sê, en ons prys U daarvoor. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar, dat ons so saam kan wees, en ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. En ons dank die Here weer vir 'n voorreg wat ons het, om hierdie evangelie van vrede, dis die evangelie wat ons verkondig, die evangelie van vrede. En ek wil net dit sê, voor ek verder gaan, onthou net een ding, jy kan nie met die vyand vrede maak. Jy kan nie met die leuen vrede maak nie, jy kan nie met die valsheid vrede maak nie, want daar is geen vrede daar. Halleluja, jy moet die vrede van die Here Jesus in jou hê, en met hierdie evangelie van vrede, want Christus is die evangelie, en hy is die vrede. Hierdie evangelie is wat ons moet versprei reg oor die wêreld, en ons dank die Here vir 'n voorreg wat ons het, om dit wel te kan doen op Joy Gospel Radio, en ons wil vir Pastor Barry en sy vrou Christel baie dankie sê, dat hulle hierdie platform daar gestel het, sodat ons met vrymoedigheid die evangelie kan verkondig, en die Here verheerlik sal word, en ons dank die Here dat hy hulle ook seën en bystaan en help in elke opsig. Halleluja. Ek is Pastor Flippie Gerber, ek is die aanbieder van Pinksterkind. Wil dit net beklemtoon, ek is in Pinkster gebore. Dis waarom ek 'n Pinksterkind is. En alles wat ons doen, wanneer ons die woord bedien, wanneer ons selfs in die gereg sal staan, wanneer ons, maak nie saak waar beweeg nie, as ons nugter is en ons laat die Heilige Gees toe, sal hy altyd die woorde in ons mond lê wat ons moet spreek. Dis die Heilige Gees. En dis alles deel van Pinkster. Ons eer die Here daarvoor. Nou, ons sal aangaan met die woord van die Here, en ons het gekom by, ek wil net dit vinnig noem, by die helm van verlossing. En deur die helm van verlossing het ons verligte oë van die verstand gekry, om te kan insien. En wat? In die raadsbesluite van God, die wil van God, ensovoorts. Dit wat God welbehaaglik is, dat ons daarin kan insien, dat ons in die woord kan insien, dat ons die verborgenhede van die woord ensovoorts kan sien. Nou, ons het dit al behandel, en dit is dat as jy nie verligte oë van die verstand het nie, dan mis jy dit. Hy sê dit in Efesiërs 1 vers 18, sodat julle kan weet wat die hoop van julle roeping en wat die rykdom
van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Dit meen die hoop van ons roeping, rykdom van die heerlikheid en erfdeel onder die heiliges, sodat ons kan sien. En in Lukas het die Here self 24ste hoofstukkie 45ste vers, toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En wanneer ons verstand geopen word, omdat ons die helm van verlossing op het, kan ons dan deur die verligte oë van die verstand sien wat alles in die godsaligheid vir ons is. Maar 'n baie belangrike ding en dit is 'n bekommernis, en dit is dat hoe ken jy die verskil tussen hulle wat verligte oë van die verstand het en hulle wat dit nie het? Hulle is kinders van die Here. Hulle praat oor die Here Jesus en preek oor die Here Jesus, getuig oor die Here Jesus, alles. Maar hoekom is daar twee groepe? Een wat verligte oë van die verstand het, dit bring vir ons helderheid van verstand. Maar dan kry ons die ander groep, en hy sê dit in Efesiërs 4 vers 18, mense wat verduister in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart. Nou, hier is 'n interessante ding. Daar's een wat die skrif sê, hy sê, leer van my dat ek nederig en sagmoedig is. Nederig van hart en sagmoedig is. Twee dinge wat veroorsaak dat die woord kan ingang vind en die verligte oë van die verstand kan sien wat die woord sê, kan sien wat die wil van die Here is, as ek nederig en sagmoedig is. Dis waarom die woord ook sê, hy sê, en ontvang die ingeplante woord van God met sagmoedigheid, wat in staat is om julle siele te red. Maar hier is nou twee mense, daar's kinders van die Here, wat die woord van God, die waarheid met sagmoedigheid ontvang. Hulle rebelleer nie teen die waarheid nie. Hulle buig voor die waarheid. Hulle erken dis die waarheid. Al is hulle self verkeerd, of dit nou uiterlik is en of dit innerlik is, en maak nie saak of wat hulle praat, ensovoorts. As hy verkeerd praat, wat ook al, heel eerste kom die woord na hom toe. En hy buig voor die woord in sagmoedigheid en hy neem dit aan, en dit is in staat om ons siele te red. Daardie woord wat ons ontvang het. Halleluja. En dis waar die verskil vandaan kom. Die mense met die verligte oë van die verstand het geleer om nederig van hart te wees en sagmoedig. So wanneer die woord na hulle toe kom, dan aanvaar hulle dit met sagmoedigheid. Maar nou sê hy in Efesiërs 4 vers 18, hy praat van mense wat verduister is in die verstand en vervreemd van die lewe van God. Dit meen kinders van God wat verduister raak in die verstand. Ek het dit al verduidelik, dis waarom die Here gesê het, as die lig wat in jou is donker word, hoe groot gaan die donkerheid nie wees nie. So, twee kinders van die Here, al twee die lig in hulle. Die een raak die lig duisternis. Hoekom? Wat gebeur? Hy sê, vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart. En hier is die verskil. Die een wat verligte oë van die verstand het, as iemand hom vermaan uit die woord dat hy iets verkeerd doen, of hy vermaan hom oor 'n sonde, of hy bestraf hom oor 'n sonde wat hy doen. Die een wat verlig is van die verstand buig dadelik. En hy ken dit, en hy bely dit, hy maak sy saak reg. Hierdie een het 'n hart van vlees. Maar die Here Jesus het gesê, hy sê ek sal die hart, die woord sê ek sal die hart van klip uithaal en vir julle 'n nuwe hart, 'n hart van vlees gee. Nou die dag wanneer ons gered word,
word daar 'n hartoorplanting gedoen in elk geval. Hierdie hart van klip word uitgehaal, want die hart van klip wys op die wet met sy gebooie. Dis op kliptafels. Ja. En hierdie kliptafels, die hart van die mens, wat onder hierdie wet was, en hierdie kliptafel gebooie goed onderhou het, hulle harte was soos klip. As iemand gesondigheid met hy doodgemaak word, as iemand dit gedoen het, dan moet so gestraf word. As iemand dit gedoen het, word hy dit. As iemand dit gedoen het, nee, dit is 'n hart van klip. Die Here Jesus sê, maar ek sal hierdie klip uithaal. En ek sal 'n hart van vlees insit. En wat is die hart van vlees? Nederig en sagmoedig. En dit is wat hier kort kom. Hy sê, verduister nie verstand, vervreemd van die lewe van God, deur onkunde wat in hulle is vanweer die verharding van hulle hart. Dit meen as my hart verhard is, dan kan 'n onkunde kom, en wanneer 'n onkunde kom, dan word ons vervreemd van die lewe van God. Dit meen is iemand wat die lewe van God ontvang het, maar deur die verharding van sy hart word hy vervreemd van hierdie lewe van God. Hoekom? Omdat hulle verduister geraak het in die verstand, want hulle lig het duisternis geword. En dis waar ons grootste probleem is. Hoe kan ek hierdie mense nog uitken? Ek gaan net hierso 'n skrif lees, en dan sal u kan sien wat die woord van die Here sê. Hy sê dit in 2 Timoteus, die 3de hoofstuk. Hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Nou, hier is 'n interessante. Wanneer daar in 'n gemeente mense is wat verduister geraak het in die verstand, is almal kinders van die Here. Hulle het vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde, omdat hulle onkundig is aangaande, nie net die lewe van God nie, maar aangaande die waarheid van die woord. En het hulle harte verhard geraak. Dit meen hulle het harte van vlees gehad, ontvang by hulle bekering, en met die tyd het hulle weer verharding van hart gekry. En ons sien dit gebeur baie in kinders van die Here. Dis waarom die woord sê, daar sal swaar tye kom. Dit is moeilik dat as al twee hierdie tipe mense in een gemeente aanbid, dan is daar swaar tye in daardie gemeente. Want die een wat verhard geword het in die hart, wou vir die ander een sê wat hy moet doen, en die een wat verlig geword het, en 'n hart van vlees gekry het, ek meen, hy kry swaar. Want die mens wil die waarheid nie meer aanneem nie. Ek meen, en ek glo dis waarom Paulus dit ook vir ons so geskryf het, en ek wil dit graag net gou lees, want dit is baie belangrik. Hy sê hierdie woorde, Hebreërs 3 vers 12, sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en 'n ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word. Is dit nie interessant nie? Hy sê vervreemd van die lewe van God, as gevolg van wat? 'n hart ongelowig geraak het. Nee, want as jy hom bestraf, as hy wie is jy om my te oordeel? En daardie ongelowige hart het verharding ondervind. Hy was kind van die Here met 'n hart van vlees, maar as gevolg van hy sê hierdie dag hierdie mooi woorde. 13de vers, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Dit is baie interessante ding. Nou waarsku jy 'n kind van die Here teen die sonde, en hy sê vir jou, ja, maar wie is jy om my te oordeel? Daar's net een wat kan oordeel. Jy oordeel hom nie, jy waarsku hom teen sonde. En as hy dit nie aanvaar nie, dan is sy hart besig om verhard te word. En wanneer dit gebeur, kom daar onkunde in. En wanneer daar onkunde inkom, is daar vervreemding van die lewe van God. En nou is hy een persoon wat in die verstand bedorwe geraak het. Dit meen in Hebreërs 3 vers 12 en 13 beskryf hy eintlik dit wat hy hier sê, dat mense wat verduister in die verstand
vervreemd van die lewe van God deur die onkunde. En nou sê Paulus hierso verder in Timoteus 3, 2 Timoteus 3, want die mense sal liefhebbers van hulle self word, en ons weet dit. Ek sien mos nou op Facebook pastore, wanneer hy 'n foto van sy gemeente wys en sy platform waar die mense speel en dan sê hy nie hoe die gees van die Here daar werk en wat dan sê hy, dis hoe die Here my seën. Dit is wat ek gebring het tot hierso. Nou, hy's absoluut 'n liefhebber van homself. Want hy vat al die roem vir homself. Dit meen, as dit nie vir my was nie, sou hierdie gemeente nie so aangegaan het nie. So gegroei het ensovoorts. As dit nie vir my was nie. En dit is liefhebbers van hulle self. Geldgierig is, nou ons weet, wys my die kerk wat nie geldgierig is nie. Dan gaan hy verder. Grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig. Ondankbaarheid is natuurlik een van die groot dinge wat uitstaan hierdie dag onder die kinders van die Here. Dan gaan hy verder, die 3de vers. Sonder natuurlike liefde, onversoenlik. Jy kan nie met hulle versoen nie, want hulle is altyd reg. Kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. Verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan verloor het, keer jou ook van hierdie mense af. Dit meen wat Paulus hier vir ons sê, die mense wat kinders van die Here wat verdorwe geraak het in die verstand, wat al hierdie goed in hulle lewens toelaat. Hy sê keer jou af van hulle. Weet jy waarom sê Paulus? Want hoe kan die duisternis gemeenskap hê met die lig? Nou sit ons in een gemeente. Die een het verligte oë van die verstand, hy verstaan alles. Die ander het verduister geraak in die verstand, hy verstaan niks. Jy kan nie met hom uit die woord uit praat nie. Hy hamer net op een ding wat hy geleer is. Of op 'n paar goed wat hy geleer is. En jy moet nie iets anders vir hom inbring nie, want hy weet. Hy weet en hy wil niks met jou te doen nie. Hy wil nie eens met jou praat nie. Hy wil jou amper nie eens begroet by die kerk nie. Bedorwe geraak in die verstand. Vanweë onkunde. Waar kom die onkunde in die kerk vandag vandaan? Ons het met die wapenrusting te doen. Hoe kan iemand 'n wapenrusting gebruik as hy onkundig is? Die onkunde kom van die Bybelskole en van die predikers af. Want hulle is in onkunde. As jy vir hom iets vra oor die wegraping, dan sê hy nee, daar is 'n boek wat ek vir jou sal gee, ek sal vir jou 'n paar fotostate maak, dan kan jy dit lees. Want hy kan vir jou niks daaroor sê nie. As jy praat van die wederkoms van Christus na die verdrukking, oor die verdrukking, as jy 'n paar vrae van, sê nee, ek het 'n boek vir jou. Want die pastoor self is onkundig oor die goed. Dis al wat hy doen, hy lees die boek en hy dra dit net so oor aan die gemeente, en die gemeente bly in onkunde. En as ek die helm van verlossing nie op het nie, en ek het nie verligte oë van die verstand nie, dan het ek bedorwe geraak in die verstand, dan leef ek in onkunde, en ek sal deur die onkunde, sal ek die ewige lewe mis. Dis baie duidelik in God se woord. En Paulus sê, hy sê keer jou af van hierdie mense af. Dit meen, moenie met hulle gemeenskap hê nie. Nou gaan hy verder, hy sê, want uit hulle is die wat in die huise insluit en arme vroue gevange neem, wat met sonde belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word. Is nie baie interessant nie. Nou, as jy kyk hoe dit vandag gaan. Die prediker, hy sorg daarvoor en hulle het nou weer die afgelope tyd weer met die ding begin.
Hulle gaan besoek die mense by die huis, hulle weet wat hulle inkomste wees, dan werk hulle die 10de uit, dan moet hy mense elke maand daar die 10de betaal. En wat hier interessant is, die woord is daarmee waarheid. Hy sê, wat insluit met arme vroue gevangen neem. En as hulle sien, daar's 'n vrou wat sy man oorlede is, en hy sê, 'n broer, dan is hy prediker daarso, want hy en sy vrou is daarso, want hulle wil kyk wat hulle uit hierdie vrou uit kan kry. Nou, hierdie erfgeld. Nou, dis predikers, dis ouderlinge, diakens, wat bedorwe geraak het in die verstand, vervreemd van die lewe van Christus. En nou moet ons saam met hulle en onder hulle bediening sit, wat verligte oë van die verstand het. As ons nie pas op nie, sal die verligte oë van die verstand verdwyn, en ons sal ook bedorwe raak in die verstand. En ons sal dit maar so aanvaar. En ongelukkig het die ware kinders, die ware aanbidders, het alreeds van hulle, ek wil sê van hulle verstand afgeraak, of bedorwe geraak in die verstand. Nou sê hy, die 7de vers, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom. Is dit nie interessant nie? Hierdie tipe predikers, hulle leer en hulle leer die mense, hy self kom nooit tot die kennis van die waarheid nie, en sy gemeente kom ook nooit tot die kennis van die waarheid nie. Nou, en as jy iets daaroor sê, dan sê hy, nee, ek het geluister na daai prediker, hy het dit gesê, of ek het hierdie boekie gelees, of ek het vir een pastoor gevra, en hy het vir my antwoord gegee. Nou, hy het geen kennis van God se woord nie, want hy bedorwe geraak in die verstand. En dan gaan die woord verder. Hy sê, en net soos Jabes en Jambres Moses teëgestaan het. Dit is interessant. Hierdie predikers wat nie die kennis het, die wat bedorwe geraak in die verstand, hulle staan die waarheid altyd teë. As jy by hom kom met die waarheid, dan jag hy jou sommer weg. Maar hy is 'n Pinkster, hy is gered, hy is gedoop, ook gevul met die Heilige Gees, maar hy het bedorwe geraak in die verstand. Hy jag jou weg. Ek weet, ons het vriende gehad, ons het met hulle uit die woord uit gepraat, die tyd toe hulle die waarheid lief gehad het. Toe hulle agter die leuen begin aanloop, en ons praat per ongeluk met hulle daaroor, toe wil hulle niks met ons te doen hê nie. Want, die eerste is, want hulle sê nee, as julle kan kom kuier, maar julle praat nie uit die woord met ons. Dis nou kinders van die Here. Moet net gou verder gaan. Hulle leer en kom nooit uit die kennis van die waarheid. Hy sê, Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë. Mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof, maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ook die van daardie manne geword het. Halleluja. En dus, vir my so wonderlik, dat die woord hierdie twee, verligte oë van die verstand, en die wat verdorwe geraak het in die verstand, die woord beskryf al twee. Moenie laat ons in verwarring kom oor hierdie twee nie. Sorg dat jy verligte oë van die verstand het deur die helm van verlossing wat jy op het. Vader, ons wil baie, baie dankie sê vir u onfeilbare woord, en ons is so bly. Here, ons staan nie die waarheid teen nie, maar ons soek die waarheid by elke volgende kind van die Here, sodat ons kan saam die Here aanbid in gees en in waarheid. Baie dankie vir verligte oë. Dankie vir die helm van verlossing en die Here Jesus. Wanneer ons oë verlig is, dan kan ons die planne van die vyand sien. En ons kan hierdie planne omverwerp. Deur u krag en deur die krag van u bloed. Seën elkeen nou en laat u naam verheerlik word, en ons prys u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen.